Die Heilige Gees beloof ons in Romeine 8 vers 14, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Een van die grootste vrae waarmee ons as mense leef is, Here, wat moet ek doen? Waarheen moet ek gaan? Ons wil so graag sekerheid hê. Ons weet, ons wil weet, hierdie besluit wat ek nou neem, is gegrond in God, en ek weet dat ek, as ek dit gaan doen, ek okay gaan wees. Ons wil hê God moet soms met groot letters vir ons amper in die hemel skryf en vir ons die volgende stap aandui. Ek dink altyd aan die velletjies wat ons so graag wil uitsit en sê, Here, antwoord my net. Maar die Heilige Gees werk dikwels anders. Hy lei gewoonlik nie deur hierdie groot letters of die harde geskree nie, maar juis deur 'n sagte stem, deur vrede, deur wysheid, en juis deur die woord, deur oortuigings in jou hart. En die probleem is dikwels nie dat God stil is nie, maar dat ons lewe so vol geraas raak, en ons so haastig is. Daar's 'n nare ding wat gesê het, God antwoord nooit nie, hy's nooit laat nie, hy's dalk stadig, nee. Ons gedagtes is altyd besig, ons harte is verdeer, en daarom sukkel ons om sensitief te wees vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees, moet julle altyd onthou, lei ons nader aan Jesus. Hy gaan jou nooit verder van hom af weglei nie, nie na sonde toe nie. Hy gaan jou ook nie lei dat jy moet in bitterheid lewe nie, of in trots lewe nie. Hy lei jou na die waarheid toe, na liefde, gehoorsaamheid, afhanklikheid. Soms beteken dit sy leiding dat hy jou gaan waarsku, dat hy vir jou gaan sê, nee my kind, daardie ongemaklike gevoel in jou hart wanneer jy voel, nee, jy's nie nou op die regte plek nie, kan die Heilige Gees wees wat jou beskerm. Ander kere gee vir jou vrede oor 'n besluit, vrede wat alle verstand te bowe gaan, en nie noodwendig omdat dit die pad maklik gaan wees nie, maar omdat hy saam met jou daar gaan stap. Die Heilige Gees dwing jou nie om soos 'n slaaf hom te volg nie. Hy lei jou soos 'n herder. Ons ken die herder en sy skape, die herder wat vooruit loop. Die skape leer sy stem ken. So wil God ons ook hê, dat ons leer om sy stem te herken. Dit vra dat ons tyd saam met hom moet spandeer. En weer eens, die tyd, gebed, stilte. Ek kan hulle almal so vir jou opnoem. Luister. Want jy weet, hoe nader jy aan God leef, hoe meer begin jy sy stem herken. Sjoe, hierdie goed herhaal so. Maar die belofte in God se woord is, ek gaan jou lei. Kom ons bid saam en vra vir God sy leiding. Heilige Gees, maak my hart stil genoeg om die stem te hoor. Lei my in die waarheid en in wysheid in. Help my om U te vertrou, selfs wanneer ek nie die hele pad voor my kan sien nie. Amen.